Laaste woorde, Johannes 13 tot 17. 3 vriende sit eenmaal om 'n kampvuur en gesels oor die lewe en wat hulle nog altyd wou bereik het. Uiteindelik kom hulle by die vraag van die dood en waarvoor hulle graag onthou sou wou word. As jy nou in jou doodskus lê en al jou vriende en familie staan rondom jou om jou heengaan te betreur, wat sou jy graag wou hê dat hulle oor jou moet sê? Die eerste vriend antwoord: ek sou hulle graag hoor sê dat ek die beste dokter was wat nog ooit geleef het en 'n goeie familieman. Die tweede antwoord: ek sou graag wou hoor dat ek 'n wonderlike man was met my vrou en dat ek 'n groot verskil gemaak het as 'n onderwyser in die lewens van my kinders. Die derde antwoord: wel, ek sou hulle graag wou hoor sê: kyk, hy beweeg. O genaartjie tog, hy lewe nog. Baie bekende mense het interessante of diep woorde geopper net voordat hulle dood is. Party was snaaks, ander was tragies, ander weer vol diepe betekenis. Party het niks belangriks kwyt geraak nie, want hulle het nie verwag dat hulle sou sterf nie. Jou laaste woorde wat jy kan probeer om 'n boelie mee af te skrik. I advise you, don't mess with me. I know karate, kung fu, judo, taekwondo, jiu-jitsu and 20 other dangerous words. Famous last words. I believe I can fly. Soms kan dit die laaste hoopvolle woorde wees wat jy sal uiter, wat onthou sal word deur die omstanders of jou nageslag. No, he didn't have any last words. His wife was there, and she did all the talking right up to the end. Nie almal het die voorreg om 'n laaste woord in te kry, of uit te kry, voor die einde nie. Party moet maar staat maak op hulle grafskrif om 'n paar laaste woorde in te kry. Joke's over, let me out now. Wat ons sê, dra gewig, en laaste woorde kan opbouend of afbrekend wees, en word dikwels die langste onthou. I'm going shopping, any last words? Nie alle laaste woorde is die moeite werd om onthou te word nie. Okay, smile, show me your teeth. As mens op afbob se stoep speel, moet 'n mens seker weet dat jou laaste woorde jou nie juis gaan help nie. Onbewuslik het die man sy laaste woorde geuiter by die skoonheidssalon van die winkel. Dit was egter net mooi die verkeerde woorde op die verkeerde tyd. Want me to get you a shopping cart? His last words were, yes dear, those jeans make you look fat. Hy het die yes dear gedeelte reg gehad, maar is dalk nie altyd 'n goeie ding om met jou wederhelfse opinie saam te stem nie. Dikwels is dit uitlatings van 'n 10-jarige seun wat sê, ek sal nooit eendag trou nie, meisies, juk. Waarop 'n ouer sal antwoord, famous last words, wag maar net tot jy in jou 10er kom. Of die ma antwoord, ja, right, oortuig daarvan dat haar seentjie se voorneme in is vir 'n paar aanpassings as die hormone sou begin ontwaak in die 10er. Soms kan mens maar net met 'n glimlag luister na die jong klomp se vasberade uitlatings oor die lewe wat kom. Selfs mense wat tereggestel word, het gewoonlik 'n kans om 'n laaste woordjie in te kry. Die meeste daarvan hou verband met 'n erkenning van iets wat hulle verkeerd gedoen het, 'n sonde wat bely word, of 'n laaste vloek oor die sisteem wat hulle tot by die einde gebring het. Party woorde word geuiter sonder die persoon weet dit kan sy laastes wees, soos hierdie soldaat wat 'n kanonkoel bydam met 'n hamer. Generaal Sedgwick, 'n bevelvoerder van die Unie in die Amerikaanse burgeroorlog, het die volgende woorde kwyt geraak net voordat hy raak geskiet is. They couldn't hit an elephant at this distance, en toe word hy getref. Al van ons hoop om darm 'n laaste geleentheid te hê om reg te maak met die Here, afskeid te neem van dierbares en 'n laaste woordjie in te kry. Daar word gesê dat die gevaarlikste plek op aarde die bed is, want meer mense gaan dood in 'n bed as enige ander plek op aarde. Een het sy lewe soos volg opgesom. The paradox of our time in history is that we have taller buildings but shorter tempers. We have wider freeways but narrower viewpoints. We spend more but have less. We buy more but enjoy less.
We have bigger houses and smaller families, more conveniences, but less time. We have more degrees, but less sense, more knowledge, but less judgment. More experts, yet more problems, more medicine, but less wellness. We drink too much, smoke too much, spend too recklessly, laugh too little, drive too fast, get too angry, stay up too late, get up too tired, read too little, watch TV too much, and pray too seldom. We have multiplied our possessions, but reduced our values. We talk too much, love too seldom, and hate too often. We've learned how to make a living, but not a life. We've added years to life, not life to years. We've been all the way to the moon and back, but have trouble crossing the street to meet a new neighbor. We conquered outer space, but not inner space. We've done larger things, but not better things. We've cleaned up the air, but polluted the soul. We've conquered the atom, but not our prejudice. We write more, but learn less. We plan more, but accomplish less. We've learned to rush, but not to wait. We build more computers to hold information, to produce more copies than ever, but we communicate less and less. These are the times of fast foods and slow digestion, big men and small character, steep profits and shallow relationships. These are the days of 2 incomes but more divorce, fancier houses but broken homes. These are the days of quick trips, disposable diapers, throwaway morality, one-night stands, overweight bodies, and pills that do everything from cheer to quiet to kill. It is a time when there is much in the showroom window and nothing in the stockroom. Remember, spend some time with your loved ones because they are not going to be around forever. Remember, say a kind word to someone who looks up to you in awe, because that little person soon will grow up and leave your side. Remember to give a warm hug to the one next to you, because that is the only treasure you can give with your heart, and it doesn't cost a cent. Remember to say I love you to your partner and your loved ones, but most of all mean it. A kiss and an embrace will meant hurt when it comes from deep inside of you. Remember to hold hands and cherish the moment, for someday that person will not be there again. Give time to love, give time to speak, and give time to share the precious thoughts on your mind. Die bekende laaste kruiswoorde van Jesus word deur almal onthou, en het groot impak gehad op ons mensdom. Nou kyk ons na sy laaste gesprek met sy disippels, soos opgeteken deur Johannes. Hy het nog baie op sy hart gehad om met hulle te deel. Dit was die laaste keer wat almal Judas en Kluis daar saam was. Jesus het geweet dat hy oor 'n paar uur gekruisig sou word. Hy sê disippels vir 3 jaar lank voorberei vir die werk wat sou voorlê, en geweet dat hulle die wêreld sou omkeer met die goeie nuus en kerke tot stand sal sien kom. Sy laaste boodskap daar in boventrek was soos 'n kersie op die koek. Die opleidingstyd is nou verby. Van nou af is dit tyd vir julle om te begin met die werk. Die disippels het vir 3 jaar met Jesus gewandel. Sy wonderwerke gesien, sy woorde gehoor en baie lief vir hom geraak. Hulle het geweet dat hy waarlik die Messias was wat eendag sou heers met vrede, maar het nog nie verstaan dat hy binne ure gekruisig sou word as die lam van God nie, sodat al die mense van die wêreld gered kon word nie. Soos die disippels besig was om voor te berei vir die Paasfeesmaaltyd, het Jesus hulle voorberei vir wat in die volgende paar uur sou gebeur. Hy sou ook opsom wat hy vir hulle geleer het die laaste 3 jaar en vir hulle bid. As deel van die Paasfees het die disippels verwag dat hulle seremonieel gewas sou word voor die ete kon begin. Dis 'n werk wat gewoonlik deur 'n diensknegt of 'n slaaf gedoen is.
Maar toe hulle die boefretrek instap, het Jesus iets vreemds gedoen. Hy self het hulle voete gewas. En hulle kon dit nie verstaan nie. Hoe kon iemand van sy stand en status as meester en rabbi so iets doen? Toe Petrus kom met die waskom en die handdoek, het Petrus beslis geweier. Nee, Here, U sal nooit my voete was nie. Hy het voet neergesit. So iets kon hy nie duld nie. Jesus het geantwoord, as ek nie jou was nie, het jy nie deel aan my nie. Petrus wou nie uitgesluit word nie en spring toe hande viervoet in. Was dan nie net my voete nie, maar bad my van kop tot tone. Weer 'n keer misverstaan Petrus, al bedoel hy so goed. Jesus antwoord hom, iemand wat klaar gebad is, hoef net sy voete te was. Maar sy hele lyf is al klaar skoon, en jy is skoon. En die Here verwys waarskynlik na die twee aspekte van die nuwe lewe wat hy vir hulle gebring het, redding en 'n heilige lewe. As ons weergebore is deur die Gees en gewas is deur sy bloed, is ons vergewe en regverdig verklaar. Maar in hierdie wêreld kom ons gereeld in kontak met sonde en ons daaglikse wandel raak besoedel met die verkeerde dinge. Die disippels het geloop tot by die vertrek waar hulle Paasfees sou vier en net hulle voete het vuil geword van Jerusalem se stof. 'n Volgeling van Jesus verloor nie sy redding wanneer hy sondig nie, want hy is alreeds skoon gewas deur Jesus se bloed aan die kruis. Maar sy verhouding met God is in gedrang weens sonde. Hy moet sy sonde bely, sodat sy wandel met God skoongemaak kan word en sy verhouding met God herstel kan word. As ons ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons te reinig van alle ongeregtigheid. Die boodskapvertaling stel dit so. Ja nee, moet my nie verkeerd verstaan nie. As ons wil voorgee dat ons nooit sonde doen nie, slaan ons die bal heeltemal mis. Wie dit sê, praat nie die waarheid nie. As ons egter voor God erken dat ons foute gemaak het en nooit weer dieselfde foute wil maak nie, sal God van sy kant af heeltemal van ons sondes vergeet. Hy sal ons ook geestelik skoon was van alles waarvan hy nie hou nie. Nadat hy hulle voete gewas het, het hy vir hulle gevra, weet jy wat het ek vir julle gedoen? Julle noem my Here en Meester en is reg so, maar nou het ek julle Here en Meester julle voete gewas. Net so moet julle dit ook met mekaar doen. Ek het nou vir julle 'n goeie voorbeeld gegee. Volg daardie voorbeeld. Doen aan mekaar wat ek aan julle gedoen het. Dit kan nie anders nie, want die werker skryf ons nie vir die baas voor wat om te doen nie. As jy iemand stuur, vertel die een wat gestuur word, nie vir jou wat jy wil hê nie. Dit werk mos andersom. Jesus probeer vir sy volgelinge sê dat ons hom gedurig moet toelaat om ons voete te was met sy woord. Ons moet ook ander help deur hulle voete te was. Ons moet hulle dien met die woord van God, waar ons ook al kom, sodat hy hulle kan skoonmaak daardeur. 2 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif kom direk van God af. Daaruit kan ons so baie leer. Dit help ons om te wys waar mense die pad byster raak en om hulle weer reg te help. Uit die skrif kan ons ook vir mense wys hoe God wil hê hulle moet leef. Op die manier sal iemand wat Godsin is weet wat God van hom verwag en so reg wees om behoorlik vir God te kan werk. Jesus het hulle gewaarsku dat hy verraai sou word, maar sy disippels kon hulle so iets net nie voorstel nie. Sekerlik nie een van die 12 wat 3 jaar lank saam met hom alles gedoen het nie. Hulle het immers mekaar goed geken en vertrou. Selfs toe Jesus sy hand in die bak saam met die wat hom gaan verraai steek, het hulle dit nie gesnap nie. Jesus het nog 'n groot aankondiging om te maak. Die volheid van sy liefde vir hulle sou hy binne ure vir hulle wys aan die kruis. Hy wou hê sy disippels moet geken word aan dieselfde liefde wat hy vir hulle gehad het. Eers tussen mekaar en dan ook sigbaar vir die wêreld rondom hulle. 'n Nuwe opdrag word gegee, julle moet mekaar lief hê. Judas het dadelik opgestaan en uitgestap. Buite was dit pikdonker. Toe Judas by die deur uit is, sê Jesus, nou gaan die dinge begin gebeur. Julle sal sien hoe belangrik die seun regtig is. Dan sal julle ook sien hoe groot en belangrik God is. Hierdie groot God gaan self vir julle wys hoe belangrik sy seun is. En julle sal nie meer lank hoef te wag om dit te sien nie. My liewe vriende, my tydjie by julle raak nou min. Ek gaan weg en julle sal my soek, maar my nie kry nie. Julle sal nie kan kom waar ek gaan nie. Ek het dit mos al vir die Jode gesê.
Nou sê ek dit vir julle ook. Julle moet mekaar lief hê. Dit verwag ek van julle. Kyk hoe lief het ek julle. Laat dit vir julle die voorbeeld wees van hoe lief julle mekaar moet hê. Hierdie liefde van julle moet as ware hard en duidelik praat. Mense moet daarna kyk en sê, kyk net, daar is 'n volgeling van Jesus. Iets het Simon Petrus nog gepla. Here, waarheen gaan nie? Vra hy. Petrus, jy kan nie nou al saam met my kom nie, maar wel later, troos Jesus hom. Petrus was nie tevrede nie. Here, hoekom kan ek nie nou al saamkom nie, wou hy weet. U weet, u is vir my alles. Selfs al moet ek my lewe vir die gee, sal ek dit doen. Wat, Petrus? Sê jy is bereid om jou lewe vir my te gee? Ek het vir jou verrassing. Voor die haan môreoggend vroeg kraai, sal jy al 3 maal vurig ontken het, dat jy iets van my weet. Wat nog te sê, dat jy my vriend is? Petrus' enthousiasme en reaksie is baie typies van hom. Waar hy heen gaan, kan hulle nie volg nie. En Jesus herinner vir Petrus daaraan dat daar niks is wat hy uit eie krag kan doen nie. Selfs al is dit gemotiveer deur liefde en toewyding. Hy sou dit later die nag agterkom, toe hy bang ontken het dat hy ooit vir Jesus geken het. Maar Jesus gee ook vir hom 'n wonderlike vertroosting, wat al die disippels sou help wanneer hulle deur moeilike tye en vervolging sou gaan. Ek het vir julle gebid. Jesus as voorbidder het verseker dat Petrus se geloof hom nie in die steek sou laat op die laagtepunt van sy lewe nie. Hy sal steeds bruikbaar bly in diens van die Here. Dieselfde is waar vir ons. Dit maak nie saak hoe ver ons afgedwaal het of hoe erg ons die Here teleurgestel het nie. Hy het vir ons gebid en hou ons styf vas in sy hand. Hy wil jou steeds gebruik in sy diens. Jy is syne. As deel van sy afskeidsrede aan hulle gee hy ook goeie nuus deur. Kyk, ek kom weer. Jesus verduidelik vir sy disippels hoekom hy weggaan van hulle af. Hy gaan om vir hulle 'n plek voor te berei, 'n hemelse woonplek. Op die regte tyd sal hy terugkom en al sy volgelinge kom haal om met hom te wees. Hy verduidelik vir hulle die beginsel van vergifnis van sonde en hoe om herstel te word in 'n verhouding met God. Die mens word deur sonde geskei van God, maar hy het gekom om die prys van die sonde te betaal deur sy bloed en dood. As ek na Jesus toe kom en aanvaar dat hy vir my sonde betaal het, kry ek nuwe lewe en word ek aanvaar deur God. En die sonde is deur Jesus se bloed weggewas. Ek kan skoon voor God staan. Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. In die boodskapvertaling som dit so op. Jesus sê toe, laat ek dit so stel, ek is die pad en my Vader die adres. Wie hierdie pad loop, kom by die ware lewe uit. As iemand 'n ander pad loop, sal hy nooit by my Vader uitkom nie. Disippels kon steeds nie lekker verstaan het wat Jesus sê oor sy weggaan nie. Hoe kan hy dan nou op die hoogtepunt van sy loopbaan alles net so los en weggaan? Hulle het verwag dat hy spoedig koning sou wees en dat hulle deel van sy aardse koninkryk sou wees. Sy planne was egter veel groter. Hy sou iets tot stand bring wat heeltemal nuut was en vir altyd sal aanhou. Die evangelie van God se genade sou versprei na elke nasie en hy sou hierdie handjievol manne en vroue gebruik om dit reg te kry. Sonder hom sou hulle niks kon doen nie. Hoe kan hulle dan voortgaan om te doen wat Jesus gedoen het, en selfs groter dinge doen, as Jesus dan nie meer daar met hulle sal wees nie? Geen probleem nie. Jesus openbaar die oplossing. Die Heilige Gees sou kom om in hulle te bly as Jesus sou weggaan. Ek sal met die Vader praat, hy sal vir julle 'n spesiale helper stuur. Hierdie helper ken net een pad, en dit is die pad van die waarheid. Ek praat natuurlik van die Heilige Gees. Die Gees sal julle nooit alleen los nie, maar oral by julle wees. Julle sal gou die Gees in julle lewe herken, want hy sal heeltemal deel word van julle. Hy sal nie net by julle wees nie, maar ook in julle. Die sondige mense sal egter nie eens weet die Gees is daar nie, en die Gees sal ook nie deel van hulle lewe word nie. Hulle sal ook glad nie op die golflengte van die Gees ingestel wees nie. Die Heilige Gees sou hulle vertroos, met hulle wees, hulle rigting gee, hulle werk regeer. Hy sou hulle toerus met krag om vir hom te lewe en om die bediening te kan doen wat hy vir hulle sou gee. Die taak is nie onmoontlik nie, want hy sou hulle toerus met alles wat hulle nodig het om die taak suksesvol te voltooi.
Dit lyk my julle is te hartseer oor alles wat ek vir julle gesê het. Moenie hartseer wees nie. Glo my, dit gaan glad nie so sleg wees wanneer ek weggaan nie. Inteendeel, julle gaan daarby baat vind. Dink net, as ek nie teruggaan nie, sal die spesiale helper nie na julle toe kom nie. As ek egter weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. En wanneer hy kom, sal hy sorg dat die wêreld 3 dinge waterpas in die oë moet kyk. Dit het te doen met hulle sonde en God se oordeel oor hulle. In die eerste plek sal hulle nie daarvan kan loskom dat hulle sonde gedoen het nie. Hulle wou mos nie in my glo nie. In die tweede plek sal hulle besef dat die reg aan my kant is. Ek gaan na my Vader toe. Julle sal my nie meer met die blote oog kan sien nie. In die derde plek sal niemand die finale oordeel van God kan keer nie. Die duiwel wat hier op aarde probeer baas speel, het hom al klaar in God se straf vasgeloop. Ek het nog soveel dinge om vir julle te sê, maar dit is nie nou die regte tyd nie. Julle is nog nie ryp daarvoor nie. Maar as die Heilige Gees eers hier is, sal hy julle hand vat en julle met die paaie van die waarheid langs lei. Hy is immers die Gees wat die waarheid ken. Hy sal nie sommer 'n klomp los dinge uit sy eie vir julle vertel nie. Hy sal met julle praat oor wat hy gehoor het. Verder sal hy julle ook voorberei vir alles wat nog vir julle voorlê. Die Gees sal voortbou op wat ek gesê en gedoen het. Hy sal maak dat mense sal agterkom hoe belangrik ek is. En dit was in hierdie Gees se krag wat die handjievol disippels sou begin preek het met Pinkster en duisende mense tot bekering sou sien kom. Hulle sou vermoëns en toerusting kry waarvan hulle nooit gedroom het nie. Die Heilige Gees sou dit alles vir hulle moontlik maak. Om hulle bediening mee te begin, sou hulle geloof nodig hê, liefde vir die Here en gehoorsaamheid. Om vrugbaar te wees, moes hulle gekonnekteer bly met en aan Jesus. Ek gebruik die illustrasie van die wynstok en die lote. As die takke nie meer aan die stam vassit nie, sou hulle nie lewenskrag kry nie en ook nie vrugte dra nie. Wanneer hulle egter aan Jesus gekoppel is, sal die Gees vir hulle laat vrug dra. En die vrug van die Gees sal sigbaar wees in hulle lewens. Die boodskap som dit so op. In Galasiërs 5 vers 22. Net soos 'n boom wat baie goeie vrug oplewer, wys hierdie mense se lewe dat hulle aan God behoort. Sulke mense gee baie om verander. Hulle lewe is vol vreugde. Die vrede wat van God afkom, ken en ervaar hulle. Hulle verdra ander mense sonder om ooit lelik met hulle te wees. Hulle straal vriendelikheid en warmte uit, daarom wil ander graag in hulle teenwoordigheid wees. Hulle doen goeie dinge vir ander mense. Ander kan altyd op hulle reken, omdat hulle self deur dik en dun op God vertrou. Hulle is vol deernis en ontferming. Die Gees stel hulle in staat om hulle self goed te beheer, sodat sonde nooit hoogty in hulle lewe vier nie. Hulle sou ook die vrug in hulle bediening sien, deurdat die Gees elkeen sou toerus met unieke geestelike gawes en vermoëns. In Korintiërs 12 brei 'n bietjie uit oor die spesifieke gawes wat die Heilige Gees vir mense sal gee. Party mense kan vir 'n mens goeie raad gee oor hoe om te leef. Ander kan weer goeie onderwysers vir die Here wees. Dan is daar mense wat in moeilike omstandighede as ander begin twyfel, steeds eenvoudig blindelings op die Here kan vertrou. En daar is ook sommige deur wie die Gees mense gesond kan maak. En dan is daar nog mense wat dinge kan doen wat gewone mense glad nie kan doen nie. Die Gees sorg ook vir mense wat die boodskap van God duidelik en goed kan verkondig. Dan is daar ook mense wat weet wanneer die Gees van God deur iemand werk en praat en wanneer dit 'n valse gees is. Vir sommige gee die Gees die vermoë om 'n spesiale taal te praat, terwyl ander die vermoë kry om te verduidelik wat met die spesiale taal gesê is. Al hierdie dinge kom van een en dieselfde Gees. Hy besluit aan wie hy wat wil gee en gee dit dan aan daardie persoon. Johannes 15 sê, as julle aan my verbind bly en my woorde en julle vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. Dit is juis hierin dat my Vader verheerlik word, dat julle baie vrugte oplewer en my disippels is. Jesus wou hê sy disippels en ons ook moet vrugte dra, sigbaar in ons lewens, toegerus, om seën te wees vir die mense rondom ons. Jesus waarsku sy disippels ook dat daar moeilike tye voorlê, maar dat hulle vrede sal beleef te midde van die moeilike tye as hulle hom vertrou.
Daar gaan tye wees wat hulle absoluut net op hom kan vertrou, wanneer hulle op die water moet loop en die onmoontlike moet moontlik maak, wanneer dinge nie sin maak nie, en wanneer hulle eie geloof veels te klein voel. Hy gee vir hulle kykie in die toekoms en sy planne vir hulle, en moedig hulle aan om aan hom vas te hou. Jesus sluit sy tyd met die disippels af met 'n wonderlike gebed vir hulle, en ook vir ons vandag. Lees gerus die hele Johannes 17, waar Jesus vir sy disippels bid en ook vir jou. Hy bid onder andere vir eenheid. Ek bid nie net vir hierdie mense nie, ek bid ook vir die ander mense wat in my sal glo, omdat hierdie mense vir hulle sal vertel van my. Vader, ek bid dat hulle almal sal saamwerk. Dan sal hulle by ons wees soos U by my is en soos ek by U is. Dan sal die mense van die wêreld glo dat U my na die wêreld gestuur het. U het gesê ek is God en so het ek ook vir hulle die ewige lewe gegee. Daarom kan hulle saamwerk soos ons saamwerk. Tydens sy afskeidswoorde aan sy disippels het hy brood en wyn geneem en beveel om dit gereeld te gebruik sodat hulle kan onthou wat hy vir hulle gesê het. Ongelooflike goed sou in die volgende paar uur gebeur wat die wêreld sou verander en hulle moes gereeld daaraan terugdink en sy woorde ter harte neem. Dankie Here dat U die volle prys kom betaal het en vir ons kom toerus het sodat ons in staat sal wees om vir U te volg met ons hele lewe. Selfs al dink ons is nie in 'n lekker posisie om dit reg te kry nie, of ons weet te min of ons voel te klein, is U die een wat ons toerus deur die Gees elke dag om lewendige getuies in hierdie wêreld te wees. Help vir ons om in hierdie week U getuie te wees. Amen.